Vir meer as 9 dekades is Tutela 'n onmisbare baken van hoop vir die mees kwesbare lede van ons samelewing. Hulle reik uit na kinders in nood, gesinne in krisis en bejaardes wat nêrens anders het om heen te gaan nie. Vandag staar hierdie lewenslyn egter 'n storm in die gesig. Weens kritieke staatssubsidies wat nie uitbetaal is nie, hang die toekoms van duisende mense aan 'n draadjie. Trini Drotsky, die uitvoerende hoof van Tutela, sluit vanmôre by ons aan om lig te werp op hierdie dringende situasie. Trini, hartlike goeiemôre. Môre Pieter. Net so vinnig in 'n neete dop. Ek meen mense wat nog nie van julle gehoor het nie. Wat presies is dit wat julle doen en hoe doen julle dit? Pieter, ons lewer dienste aan van geboorte tot bejaard. So ons maak seker dat ons kinderbeskermingsdienste doen, bejaardes in fasiliteite versorg en dat mense wat by ons aanklop beter gelaat word. Emosionele versorging, armoede, ons wil regtig ware verskil maak in die gemeenskap. En hoe lank doen julle dit al? Ons doen dit nou, wel interessant, ons het altyd gewonder en nou het ons heel eerste notiele gekry so van 1936 af. Wow, dis amazing. En uiteraard, soos wat ek genoem het, julle maak baie staat op subsidie van die regering af nog altyd en seker dan maar ook mense wat befondsing doen en net bietjie geld vir julle gee en een kant toe stoot. Wat is huidigelik die situasie? Klink vir my of die dinge nie te goed gaan finansiëel gewys nie. Ja, Pieter, ons het nou vir jare staatssubsidie gekry en ons het afhanklik geraak van daardie staatssubsidie. Die afgelope 15 jaar geen verhoging in enige mate op die staatssubsidie nie. En so sedert 4 jaar terug was ons gewoond aan 'n 3 jaar befondsingsooreenkoms met die staat en skielik kry ons nie meer daardie 3 jaar befondsing nie. Ons moet elke jaar veg vir daardie befondsing en hierdie jaar het ons eintlik nogal 'n groter krisis gehad. Ons was een van die minder organisasies wat nie ooreenkoms ontvang het nie en ons moes later briewe skryf en dreigbriewe skryf en einde het ons diensooreenkoms ontvang, ons subsidie is inbetaal, maar daar's ander NPO's wat nog steeds nie dit kry nie, wat nog steeds nie hulle subsidie ontvang het nie. Hoorie en luister met dit, ek meen as 'n ou nou dink hoe lank julle dit doen, julle het ook hier by 60 of wat duisend begunstigdes na wie julle moet omsien. Ja, en die groot probleem met dit is, ons sit met daardie begunstigdes wat ons help. So jy moet 'n verhouding bou met hulle. Ons maatskaplike werkers kry nou 1 jaar kontrakte, want ons kan nie 'n toekoms vir hulle waarborg binne in die NPO sektor nie. En jy as 'n begunstigde kom by 'n organisasie soos ons in desperaatheid. Dis jou enigste opsie en jy moet jou storie deel, daai storie wat vir baie mense vernederend is. En môre kom jy terug en jou maatskaplike werker is nie meer daar nie, want sy sien nie kans vir hierdie geveg vir elke jaar nie. Dan soek sy 'n werk wat meer stabiliteit bied en sy gaan na 'n ander organisasie wat nie elke jaar moet veg vir 'n kontrak nie. Die kliënt op die straat weet dan nie wie's my volgende maatskaplike werker, nou moet ek my storie oorvertel. So daai hele ding wat daai lekker momentum gegee het, word dan nou 'n bietjie gehalter. So hoe kan 'n gewone ou op straat besigheidseienaars net op 'n manier vir julle ook help om 'n hupstoot te gee? Ja, ons het verskeie projekte, ons het ons gala-aande, ons het 'n wynaand wat volgende jaar kom, so om deel te raak van daai projekte, maar ons groot behoefte op die oomblik, ons moet 'n manier kry om 'n standvastige inkomste te kry, so besigheidsmense daar buite, wat ons kan help om 'n klein sakeonderneming op die been te bring. Ons is maatskaplike werkers, ons is nie finansiëel kundig nie, so iemand wat ons kan help om 'n social enterprise op die been te bring, dat ons 'n standvastige inkomste te kry, sodat daardie mense wat dit regtig nodig het, hierdie diens kan kry. Die diens word gratis gelewer deur maatskaplike werkers. Kwaliteit, professionele dienste, maar dit kos geld. En ons gaan seker maak dat almal daarvan bewus is. Dankie vir die vinnige inloer, baie sterkte ook, en as jy meer wil betrokke raak by Tutela, ons gaan ook al die info vir julle deel.